Ek wil vandag oor 'n vreemde ding met julle praat. Ek wil vandag praat oor my seun se ou velskoene. Nou hy het hierdie vellies gekry in graad R vir sy verjaarsdag. En Ewan het hierdie week klaargemaak met graad 2. Hierdie skoene is al 2 nommers te klein vir hom. Maar hy wil nog steeds hierdie skoene dra. Ek het vir hom presies dieselfde skoene gekoop, net 'n paar nommers groter, maar hy weier. Hoekom? Want die nuwe vellies is nog nie uitgeloop nie. Die leer is nog hard. Die nate agter op die hakke skuur hom nog blase. Terwyl die ou vellies se leer al sag is, dis uitgeloop. Maar hy kan ook nie meer met dit loop nie, want dit begin hom ook seermaak en hier voor op die toon is die leer al papierdun geskuur. En net so hou ons ook van die bekende, die gemaklike, soos wat ons hou van 'n ou skoen. Maar om in die ou bekende dinge te bly, kan ook later ons begin seermaak. Nou Jesus gebruik 'n baie interessante voorbeeld wanneer hy praat oor die nuwe bedeling wat hy gebring het teenoor die ou wettiese godsdiens wat mense eintlik van God af weggehou het, wat mense seer gemaak het. En dan gebruik hy die voorbeeld en hy sê in Lukas 5 vers 37: En niemand gooi nuwe wyn in ou velsakke nie. As hy dit sou doen, sal die nuwe wyn die velsakke laat oopbars. Daardie ou genadeloose godsdiens gaan nie meer sy nuwe bedeling kan inhou nie. Want net soos nuwe wyn moet mature, dit gis nog, maar die ou velsakke kan nie meer rek nie. So wat gaan gebeur? Dit gaan oopbars. Ons bevind onsself baie keer in soortgelyke situasies waar ons voel dat ons nie meer kan groei nie. Situasies wat vir ons nadelig is. En dan word ons dalk seer gemaak en ons word dalk genadeloos behandel in hierdie situasies, maar ons bly daarin, want hoekom? Dis bekend. Ons weet ten minste wat vir ons wag. So sal ons dalk by 'n werk bly waar ons genadeloos behandel word, waar ons benadeel word, wat ons afbreek en vernietig, wat ons verhoudings met ons familie afbreek en vernietig, werksure, omstandighede, mense wat ons afbreek. Maar jy bly liewer, want sê nou maar, jy kry nie 'n ander werk nie, sê nou maar daai besigheid wat jy in jou gedagtes gehad het misluk. Of dalk bly jy in 'n verhouding wat vir jou nadelig is, waar jy verkleineer word, waar jy voel dat jy niks werd is nie, maar jy's bang om alleen te wees. Nou hoor mooi, hiermee sê ek nie, 'n mens moenie deurdruk nie. 'n Mens moenie jou bes probeer om 'n sukses van jou situasie te maak nie. Natuurlik moet jy. Maar mens kom op 'n stadium, op 'n punt, waar omstandighede waarin jy is, jou so seer maak, dat jy eintlik van binne af vernietig word. En is dan wat jy moet begin dink, wat jy met God moet praat, wat jy moet raad vra en 'n besluit neem, want verandering is soms pynlik, dis waar. Net soos dit is om 'n nuwe skoen in te loop. Maar met tyd loop jy tog die nuwe skoen in. Word omstandighede ook makliker. Moet dan nie toelaat dat daar waar jy nou is, dat jou omstandighede waarin jy nou is jou vasvang nie. Want onthou, dit druk blase op jou hart. En mag God jou dan lei om nuwe wyn in 'n nuwe sak te wees. Om in die geloof te groei. Om innerlike vreugde te kry. En waar ons nou ook aan die einde van 'n ou jaar staan en op die voorhand staan van 2026. Mag God julle ook die onbekende inlei, sodat julle met vreugde die nuwe toekoms kan aanpak. Kom ons gaan luister nou na die gedig. Hou jou oë op die
skoene kon praat, sou hulle kla. Sou hulle mor oor modder en klippe, pendorings en warm plaveisel. Sou hulle vra waarom ons hulle aan ons voete wil dra. Sou ons skoene nadink oor die lot om heeldag opgetrap te word. Ek dink ons ou skoene sou baie kon sê. Die vellies en die tekkies met die gate. En daardie dun sole sou wysheid lê, as ons net in die loop wou luister. Waarom gaan jy om en om? Deurgetrap en afgeleef, uitgeloop aan die een kant skeef van al die sirkels wat ons stap. Maak ons los en los ons hier. 'n Nuwe roete vra die regte skoene, vasberade tree en gewillige voete, al lê die onbekende voor. Want die spore wat ek volg, die ken ek. En die wat my volg, ken my. Ons krag lê nie in ons skoene nie. Ons toekoms nie aan ons voete nie. Ons krag lê in die voete voor ons en ons toekoms in die voetjies agter ons.